Dit het 11 jaar gevat om hierdie monument te bou, van 1938 tot 1949. En in daardie tyd is gebore die Ossewa Brandwag. Die mees omstrede organisasie wat die Afrikaner nog ooit gehad het. Gebore in die skadu van 'n wêreldoorlog, gestuur deur 'n golf van nasionalisme. Die OB is lank reeds ontbind, tog wil die stof daaromheen nie gaan lê nie. Maar waar het alles vandaan gekom? 1938, die jaar van die simboliese Ossewa-trek. So die digter Totius die gebeure rondom die groot trek se eeufeesvierings beskryf. Ons het gereken, die jaarsyfer is 1938, nou gaan ons fees vier. Maar die barmhartige God het nie 'n fees gegee nie, maar 'n herlewing. Dit is 'n wonder in ons oë. Ons sien dit, maar ons deurgrond dit nie. 'n Wa getrek deur osse is verhef tot 'n grootse volkssimbool. 'n Simbool van 'n volk se strewe na vryheid en onafhanklikheid. Die Britse besetting van die Kaap vroeg in die 19de eeu het 'n tydperk van aktiewe verset ingelui onder 'n gedeelte van die volk wat later as die voortrekkers bekend sou staan. Om van die Britse oorheersing te ontkom, het die voortrekkers hulle waans gepak en getrek op soek na vryheid. 40 jaar later sou hierdie vryheidsdrang hulle aanspoor om 'n roemryke oorwinning oor die Britse ryk op die berg Amajuba te behaal. Die Tweede Vryheidsoorlog is verloor na 'n bittere stryd van 3 jaar. Dit was nie die einde nie. In 1914 word Jopie Fourie tereggestel na hy deelgeneem het aan die rebellie, 'n wanhopige daad van verzet teen die Unie se betrokkenheid met Brittanje se oorlog in Europa. Wel, ons het in daardie jare gevoel dat die rekening van die Tweede Vryheidsoorlog nog glad nie vereffen was nie. En u moet onthou, ons het in daardie tyd nader aan die Tweede Vryheidsoorlog gestaan as wat ons vandag aan die Tweede Wêreldoorlog staan. En dit was 'n gebeurtenis, 'n oorlog, wat ons aangestuur het om voort te gaan met die vryheidsgedagte. Die gevoel was nog steeds dat die Republiek het verlore gegaan. Die Republiek moes herstel word. Die Afrikaners se aanvanklike kennismaking met die kapitalistiese stelsel was glad nie voorspoedig nie. Dit was deur die toedoen van die geldmag dat die Vrystaatse Republiek sy diamantvelde verloor het. En later moes die twee boererepublieke weens dieselfde oorsaak hulle vryheid inboet. In die industriële omwenteling wat gevolg het, was die verarmde boer, nou stedeling, nog steeds aan die verloorkant. Die konfrontasie met die geldbase was dikwels gewelddadig. Die 1922 staking het amper op 'n burgeroorlog uitgeloop. Hierin, en ook in latere gebeure, sou generaal Jan Smuts 'n belangrike rol speel. Die plaaslike politieke toneel in die 30er jare is ook al hoe meer deur die stormagtige gebeure in Europa beïnvloed. Die Duitse volk was besig om te herstel van die vernedering van die Eerste Wêreldoorlog. Op feitelik alle terreine het die aanvanklike sukses van die nasionaal-sosialiste agtering afgedwing. Soortgelyke stelsels is in Italië, Spanje en Portugal ingevoer. En in Suid-Afrika het die Afrikaner, wat 'n gemeenskaplike vyand in Brittanje gesien het, die Duitse voorbeeld onbewustelik bewonder. By 1936 se Olimpiese Spele
was daar ook 'n aantal Afrikaners wat onder die indruk sou kom van Duitse nasionaal-sosialisme. Roby Leibrand as deelnemer en Dr. J.F.J. van Rensburg as sekretaris van die departement van Justisie op besoek aan Duitsland. En hy het met Göring privaat ete gehad, met generaal Röhm. En hy was ook op 'n diner van Hitler, wat hom toe persoonlik ontmoet het, hand geskit het, Hitler se. En dit alles het 'n groot indruk op hom gemaak. By sy terugkeer na Suid-Afrika het Dr. van Rensburg pogings aangewend om die Afrikaner element in die kommando's te versterk en geesdrif vir die stelsel aan te wakker. Hy verwys onder meer na die trotse tradisie van die Boererepublieke se volksweermagte. 'n sekere kolonel J.C. Laas, ook van die verdedigingsmag, steun hom in sy poging. Die Ossewa brandwag sou ook later sy semi-militêre beslag kry uit die geordendheid van die simboliese Ossewa trek. Dit was juis vrywilligers van kolonel Laas se kommando-eenhede wat met die deurtog deur Bloemfontein by die Ossewaans wag gestaan het. Ofskoon die organisasie as sodanig nog nie sy beslag gekry het nie, kom die naam Ossewa brandwagte hier tevoorskyn. Die gevoel van nasionalisme en 'n hinkering na 'n eie republiek wat die herdenkingsstrek ontketen het, lei daartoe dat 'n groep van 47 afgevaardigdes in Februarie 1939 in Bloemfontein bymekaar kom. Op maandag 6 Februarie word die stigting aangekondig van 'n organisasie wat, soos hulle dit gestel het, ten doel het die samensnoering van alle Afrikaners en die voortsetting en bestendiging van die Ossewa en Eeuwfees gees. Die aanwesige lede het 'n plegtige eed afgelê om nie te rus alvorens die vryheid van die Afrikaner volk herwin is nie. En dit was die geboorte van die Ossewa brandwag. Miskien ook moet die mense onthou dat die gevoel het by mense ontstaan dat dit so lekker was om by mekaar te wees rondom die waans. Ons wil altyd daai lekker ervaar. En daarom moet daar iets wees wat dit vir ons kan gee in die toekoms. En daarom, as dit soort van 'n emosionele gevoel was die wortels van die Ossewa brandwag. Die volk het hom so vinnig aangepas by dissipline. Verbasend vinnig. In die paar jaar wat daar was, jy net vir 'n man gesê, dit en dit moet jy doen. Hy het nie 'n woord teruggepraat nie, hy het dit net gaan doen. Kolonel Laas was seker 'n soort leier wat die Afrikaner volk tot op daai stadium nog nie geken het nie. Kolonel Laas is nie 'n man wat op 'n verhoog gaat staan het en 'n lang toespraak gehou het nie en hy het eensetting gegee het van sy beleid en sy toekomsplanne en sovoorts nie. Kolonel Laas was 'n man van gevoel. En hy kon daardie, en die volk was in daai tyd ook gevoelsmense. En die twee het mekaar gevind. As kolonel Laas, soos sy gewoonte was, met 'n groepie mense gesels het, en hulle vra vir hom, nou maar wat nou? Dan knip hy sy oog, né? En hy sê, groot dinge is aan die kom. Nou ja, dan het mense gevoel, maar wel, hier is die man wat ons soek. Die gedagte van blanke eenheid met generaal Hertzog aangevuur om in 1933 vereers die pad van Afrikaner nasionalisme te verlaat en saam met generaal Smuts die sogenaamde Smeltersparty te vorm met Hertzog as eerste minister. Dr. D.F. Malan en sy volgelinge het weggebreek en die gesuiwerde nasionale party gestig. Soos die oorlogswinde in Europa al hoe sterker begin waai het en die empire-gesinde deel van die bevolking ook daar betrokke wou raak, het die verhoudings onder die smelters ook begin versleg. Plotseling was die oorlog daar. Brittanje het Duitsland 'n ultimatum gegee om uit Pole te onttrek. Die Duitsers sou dit nie doen nie. Suid-Afrika en Suid-Afrikaners sou in meer as een opsig in die stryd betrek word. Toe seilde mij bij het departement van Buitenlandse Zaken een dag
Daar is 2 heren wat mij wil zien. En hulle ontmoet mij bij de Keizerhof. En daar zullen we samen eten. Nou ja, toen ik daar bij de Keizerhof kom en die personen zelf identificeer, toen zie ik zomaar dadelijk, dit is een paar hoge Duitse officieren, dat kon je aan hun houding al zien. En in elk geval, hulle had samen met mij geëerd en na die eten komen hulle toe uit met de story, ja maar hulle had niemand om hulle inlichting over Zuid-Afrika te verschaffen. Toen zei hij voor mij, ik moet hier uitgaan naar Zuid-Afrika. En hulle had toen zelfs in dat stadium niet eindelijk die belang van Zuid-Afrika besef in de oorlog niet. Wat verkeer betreft en wat mineralen betreft. En dat zei, als ik hulle net eens nou en dan berichten kon sturen. In 'n dramatische parlementszitting op 4 September 1939 word na 'n stemming besluit dat die Unie toch aan Britse kant tot die oorlog sal toetree. Hertzog se neutraliteitsbeleid het gefaal, ten spyte van steun deur die gesuiwerde Nasionale Party. Die ou generaal moes bedank. South Africa emerges from the crisis with a new cabinet. With the Governor-General and the Premier, the new ministers have their first photographs taken in brilliant sunshine, a fact which augurs well for the future. They are confronted with a tremendous task, but with the goodwill of the people behind them, and with General Smuts at the helm, they should steer the Union into smooth waters. Ons gevoel was dat die volk in hierdie saak getoets moes word by 'n algemene verkiesing. En toe dit nie gebeur nie, het ons gevoel dat ons opnuut die slagoffers was van die Britse parlementêre stelsel. En dat ons eintlik gevnuik is deur Duncan. En om die bepaalde rede het ons gevoel dat die feit dat hy een van Milner se kindergarten was en dat hy op oulaas sy trou en loyaliteit teenoor die Engelse gedagte of die Empire gedagte laat seevier het, daartoe gelei dat ons in die oorlog opnuut beland het, waarin ons nie wou wees nie. Nou, wel net soos in 1914 het die kern van die boerevolk in verzet gekom met die rebellie, omdat hulle nie bereid was om handlanger vir die Empire te wees. Net so het die Ossewa brandwag in verzet gekom en die hoop was natuurlijk dat ons vryheid sou herwin wat die Engels ons van beroof het in die Tweede Vryheidsoorlog. Ons onafhanklikheid, ons wou ons eie land terug hê. Dit is basis waaroor het gegaan het. Dit is verzet. Dit is 'n vryheidsstryd sodat die volk oor homself kan regeer en sy eie lot kan beplan. 'n Mens kan jou kwaliek voorstel wat deur die gemoed van die generaal gegaan het op daardie treinrit van die Kaap na Pretoria. Uit die reaksie van die mense wat hom by die stilhou plekke begroet het, moes dit vir hom duidelik geword het, die volk wil eenheid hê. Onder protes het hy ingewillig om deel te neem aan 'n herenigingsbyeenkoms saam met sy ou politieke vyand Dr. D.F. Malan. Hulle het per trein hier aangekom en daar was 'n massa mense gewees. Daar die kreerstandbeeld het toe nog daar gestaan. Daar om die kreerstandbeeld, dit was net een mensenmassa. Geweldige geestdrift om nou die twee volksleiers daar te verwelkom. En toe hulle nou uitgestap het van die ou mense daar geval op die grond gekniel. En of hulle nou gebid het, weet ek nie. Of dankie gesê het, maar feit bly staan van hulle trane bly net ongeveer. Afrikaner volkseenheid het nou na 'n moontlikheid gelyk. Die vooruitsig hierop as ook die verzet teen oorlogsdeelname
het 'n skare van 70.000 op Saterdag 9 September laat optrek na die terrein van die Voortrekker Monument. By monde van die volksdigter Tothius beloof die twee leiers toe dat ons mekaar se hand gryp op die pad van Suid-Afrika om dit nooit weer los te laat nie. Die toekoms, nie eens die verre toekoms nie, sou hierop 'n antwoord gee. 2 maande later het 'n finale breuk tussen Malang en Hertzog ontstaan, nadat daar onder andere beweer is dat Hertzog 'n vrymesselaar was. En wat daar geword van daai pragtige gesindheid, daai vertroue wat daai ou mense gehad het, wat er daarvan geword het, is verongeluk. Die onvermoë van die partyleiers om mekaar te vind en die magteloosheid van die politieke partye sou in die dae daarna al hoe meer daartoe bydra dat die Ossewa brandwag dramaties veld sou wen. Intussen het die oorlogspoging in alle erns begin. Troepe is gemobiliseer en krygstuig is vervaardig. Generaal Smuts was glad nie van plan om halfhartig aan die oorlog deel te neem. Na die Unie se toetrede sou hy in die praktyk vir ongeveer 4 maande buiteom die parlement regeer. In die tyd word ook 'n aantal noodregulasies uitgevaardig om enerzijds die oorlogspoging te bevorder en anderzijds alle moontlike verzet in die kiem te smoor. Nou ja, een ding volg op die ander, maar hierdie optrede deur die regering sou uiteindelik baie onmin tot gevolg hê. Nou, noodregulasie het ook deurgewerk na die lewenswyse van mense, want daar was nader aan 'n tekort van huishoudelike benodighede. Daar was maniere hoe om het te bekom. Daar was toegewings gemaakt aan sekere mense, vir sekere kommoditeite, wat vrywel meer aan die regeringsgesinde mense bekombaar was as die andere. Our forces are on the move. Side by side stride South Africans of different religions and different tongues, united by a common bond. Among them are many veterans of the last war. Die eerste minister kon nie bly by sy aanvanklike belofte dat slegs vrywilligers na die front sou gaan nie. Deur middel van die sogenaamde rooi eed moes staatsamptenare hulle bereidwillig verklaar om enige plek in Afrika diens te verrig. Polisiemanne, onderwysers en ander het 'n oranje of rooi lissie gedra om hulle te onderskei van hulle kollegas wat nie die oorlogspoging aktief wou steun nie. En so is druk geplaas op die Afrikaners, wat die meerderheid van die staatsamptenare uitgemaak het, om wel betrokke te raak. A horrible tragedy that has befallen other nations who are unprepared. Die rooi eed, sover ek weet, was sover dit die polisie betref, proefondervindelik eers in die hoofkantoor toegepas om te kyk hoe die wind waai. Maar tensy my geheue en my part te speel, was die persentasie van die personeellede wat die eed toe afgelê het baie gering. En toe het die mense gesien, nee, maar die wind waai nie heeltemal reg hier nie. Toe het hulle met intimidasiemetodes begin. En toe het hulle vir ons die hele posisie van die oorlog verduidelik en van die rooi lis en so aan. En toe gevra watter mense is bereid om aan te teken. Hulle moes elkeen 3 vorentoe stap, jy weet. En toe het hulle die wat nou bereid was, het hulle gesê, wel, hulle kan gaan. En die res is toe agtergehou. Toe het 'n kolonel gekom en hy het ons weer toegespreek, jy weet, en van ons daarop gewys hoe noodsaaklik dit is dat ons moet aansluit en so meer en so meer. Toe het hulle weer kans gegee vir die ouens wat na nou die tweede toespraak miskien gevoel het dat hulle sal nou aansluit. Toe daar weer 'n paar vorentoe gestaan tree. Maar daar was so 'n klomp van ons wat definitief net bly staan het. Hulle het ons toe geneem na so 'n groot saal toe en daar het hulle ons weer toegespreek. En toe ons almal nou weer weier, toe het 'n kolonel daar begin uitvaar teen ons, nou vir ons.
sê dat ons met elkeen van ons 'n stuk blou draad gaan kry en ons moet kyk waar is daar 'n boom en ons self daaraan ophang, want ons is nie werd om Suid-Afrikaners te wees as ons nie bereid is om aan te sluit nie. Toe word ek ingeroep en word vir my gevra, maar wat van die eet? Toe sê ek nie, maar ek het mos klaar gesê, ek lê nie die eet af nie. Toe word daar vir my gesê dat ek is verplaas en ek die aand treinhaal windhoek toe permanente verplaas ek 2 uur en 20 minute tyd om te ry. By die lees van die ou Volksraadsdebatte van 1940 is dit duidelik dat die Herenigde Nasionale Party moedig probeer het om die deelname aan die oorlog te staan en ook aan die bresse te tree vir die Ossawa brandwag. Die bitter debatte het tot gevolg gehad dat Smuts sy toevlug geneem het tot die valbuilprosedure en daarmee die besprekings kort gesny het. Hy sê ook dan in die tyd skrywe But with the good assistance of guillotine passed last week, I shall not be drowned by endless floods of talk. How good is it for democracy to have some of these weapons captured from the armory of autocracy? Weldra sou Smuts agterkom dat die saak glad nie so lig is nie en sou hy self van tyd tot tyd gekonfronteer word met wapens ontleen aan vreemde wapenrustings.